Op die Mathtrack, graad 4, 5 en 6 program, sal jy sien daar's 2 afdelings. Afdeling vir die leerlings waar hulle werk sal doen en dan 'n afdeling vir die administrasie vir die ouers en die onderwyser. Ons gaan eers na die leerling afdeling toe. In die leerling afdeling sal ons klas kies. So die klasse wat geregistreer is sal verskyn. Ons kies ons klas. Die studente wat geregistreer is in daai klas sal verskyn en ons kies ons naam. Elke student het 'n wagwoord op sy naam sodat geen ander leerlinge werk op hulle naam kan doen nie omdat alles van rekord gehou word vir die administrasie gedeelte. As ons kyk na ons areas, hier is my 5 verskillende stroke. So ek het reeks opvolging algebra, meting, datahantering waarskynlikheid, getalbegrip, getalkennis en meetkunde. Ons kies een van hierdie afdelings, byvoorbeeld getalbegrip en getalkennis. En nou begin ek met 'n les, 'n interaktiewe stap-vir-stap les. Daarna gaan ek na my oefening gedeelte toe om seker te maak dat ek my vaardighede verstaan en dan doen ek my toetsgedeelte. So ons klik eers op die interaktiewe les. En nou het ek basiese bewerkings, plekwaarde, afronding, volgorde en vergelyking, breuke en telling. Sê byvoorbeeld ons gaan die breuke afdeling na kyk, klik ek op breuke. En onder my breuke het ek 6 verskillende afdelings. Baie belangrik om altyd met die eerste enetjie te begin en daarvolgens te werk dan. So maak ons seker dat niks uitgelos is nie, dat ons alles verstaan. En omdat wiskunde vak is wat progressief is, bou dit op mekaar. So kom ons vat die eerste enetjie, inleiding tot breuke. As ek wil weet wat is my leeruitkomste onder hierdie 6 afdelings, gaan ek na my leer toe, klik op kennis en vaardighede en ek kry 'n lys van my leeruitkomste vir daai 6 afdelings. Goed, kom ons vat inleiding tot breuke. En hier is waar my les begin. So al wat ons doen, ons klik op volgende om die volgende stap van die les te kry. Eerstens sê ons vir ons goed, kom ons sny ons pizza. Daar staan ons pizza, ons het nou 1 hele pizza in 4 snye. Vat jou kwart. So daar is ons kwart, ons het 1 sny uit 4 snye uit, dis hoekom dit 1 op 4 is. Volgende stap. Die 1 word my teller genoem en die 4 word my noemer genoem. En jy sal ook sien dat dit kleur gekoördineerd is volgens die tellers en die noemers. Wanneer ook al my volgende knoppie weg is, weet ek sien die einde van hierdie spesifieke les en al wat ek dan doen, ek gaan klik op die vorentoe enetjie om na my volgende les te vat, inleiding tot breuke 2. So ons sien is alles in kort lessies, interaktiewe stap-vir-stap lesse uiteengesit. Om vir u te wys hoeveel lesse ons in hierdie afdeling het op inleiding. Jy sal sien daar is dan 9 lessies op inleiding tot breuke. Daar is ook 'n aanlyn hulp. As ek wil daar 'n woord is in die les wat ek nie verstaan nie, kan ek dadelik na my aanlyn hulp toe gaan. Ek kan na my wiskunde woordelys toe gaan, die woord gaan opsoek, byvoorbeeld 'n deeltaal en ek kry my vergelyking wat is 'n deeltaal. Goed. Voorspoed. Kom ons gaan aan met die lesie. Terwyl jy leer. Nadat ons deur die lesse gegaan het, deur al hierdie lesse gegaan het, kan ons dan nou na ons oefening gedeelte toe gaan. So eerstens dan klik ek op toets, maar voordat ek 'n toets gaan doen, gaan ek eers oefen. So ek klik my oefen gedeelte en nou sien ek blokkies hier van 1 tot by 58. As ek my pyltjie bo by die groen hou, sal die verskillende vragies wat onder elke blokkie gevra sal word, die verskillende werk sal dan verskyn. As byvoorbeeld gaan kyk na blokkie 27, vergelyk deling met breuke. Klik op die breek wat dieselfde as 1 gedeeld deur 2 is. Ons kies ons antwoord en ons merk hom en ons kry dadelik 'n terugvoer waar jy dan kan sien daai enetjie is korrek. Hier kan ons vra vir 'n nuwe een. Elke keer as ek op nuut gaan klik, die kraakselektering van al hierdie verskillende vrae. As ons hom byvoorbeeld verkeerd doen, dadelik 'n terugvoer, jou antwoord is nie reg nie, probeer asseblief weer. Nou omdat dit 'n oefening is, kan ek verander of ek kan vir die rekenaar vra, wys vir my die korrekte antwoord en ek kan sien presies waar ek my foute gemaak het. Goed, na die oefening gedeelte en ek verstaan ons vaardigheidsvlakke, kan ons 'n toets gaan doen wat van rekord gehou gaan word. So toets, ons sit ons naam in. En kom ons vat weer blok 27. In 'n klassituasie kan die juffrou nou net sê, "Goed, vandag klas, wil ek hê julle moet vir my toetsie doen. Julle moet vir my 5 sommetjies by blok 27 gaan doen en 5 by blok 28." Al die leerders in die klas gaan dieselfde tipe vrae kry op dieselfde vlak, maar niemand gaan dieselfde vraag kry nie omdat die kraakselektering is. Goed, kom ons gaan doen 1 onder elke blokkie van blok 27 en 28. Ons kies blok 27. Dis ook waar ons oefening gedoen het. Klik op die breek wat dieselfde as 2 gedeeld deur 3 is. Ek kies my antwoord, ek merk hom en hy wys my dat hy korrek is. Daar kan ek sien, hy hou rekord van hoeveel vrae ons onder elke blok doen. So ek het 1 sommetjie daar gedoen. Ons vat blok 28 en ek gaan sit my antwoord in en hierdie enetjie is verkeerd.
Goed, en jy kan sien ek het enetjie daar gedoen. As dit my toets was vir vandag, merk ek my toets, eindagtoets, en hy word dadelik gemerk en ek kry my punte. So hier kan jy sien, korrek, 27 vergelyk deling met breuke, so daai werk verstaan ek, maar die een wat nie reg is nie, is demonstreer die ekwivalensie van egte breuke, so ek weet presies waar om terug te gaan in die lesse. Elke bladsy wat jy sover gesien het in graad 4, 5 en 6 kan uitgeprint word, so ons kan in die klassituasie, kan ons lesse, gedeeltes van lesse uitprint en vir die studente gee, of toetse of oefeninge. Dit hoef nie net in die rekenaarsentrum gedoen te word nie. By die huis kan ons ook uitdruk en teen ons muur opsit van ons lesse ensovoorts. Goed, 'n ekstra afdeling in die 4, 5 en 6 ons aktiwiteite. Nou voordat ons na aktiwiteite gaan kyk, kom ons vat 'n ander strook. Ons gaan byvoorbeeld breëopvolging en patroon gedeeltes. Ons gaan klik aktiwiteite. En hier sit ek 6 afdelings. Nou die aktiwiteitafdeling is hierso in om verskillende vaardighede te leer, soos probleemoplossing ensovoorts. Kom ons gaan kyk, soek die som. Nou eers sê dit vir ons, hoekom is hierdie speletjie hier? Want hierdie speletjie help jou om jou hoofrekene en patroonherkenningsvaardighede te ontwikkel. So kom ons gaan kyk hoe lyk hy. Begin aktiwiteit. Ek kry my somuitdaging. Hierso kan ek my vorm verander en ek kan ook my somtaal verander, sê byvoorbeeld na 6 toe. Goed, so 2 plus 2 plus 2 is 6 en nou moet ek al die ander vorms wat ook 6 gaan maak, gaan vind. Patrone gevind 2, daar 7 oor en hierso kry ek ook my telling daar volgens. Goed, kom ons gaan kyk na die administrasie gedeelte. So hierdie was die 4, 5 en 6 waar ons interaktiewe lesse het, dan ons oefening, dan ons toetse. Om nou in die administrasie gedeelte te gaan kyk waar alles rekord van gehou word vir die onderwysers en die ouers, sit ek my wagwoord in. Ek kies my klas waaronder my leerling gewerk het, ek kies my leerling se naam en nou kan ek gaan kyk na die uitslae. Al die toetse wat hierdie spesifieke student gedoen het, sal nou hier gelys wees. So ons kan sien die toets wat ons nou net gedoen het, is 'n toets op getalkennis, vandag se datum, die tyd en ons het 50%. Nou wil ek weet, hoe kom ek 50% vir die toets kry? Dubbelklik op memo en gaan vir my 'n lys gee van al die vragies wat ons gedoen het. So wie ons kan ons sien, verkeerd demonstreer ekwivalensie van egte breuke, so ons kan hom ook dadelik dan net uitprint. Volgens 'n grafiek kan ons sien die rooi lyn is die gemiddeld van die klas en die blok die beste gemiddeld van die student. Aktiwiteite sê vir ons presies waar ons tyd gespandeer het, wanneer ons begin en geëindig het, hoe lank tyd ons onder watter afdeling gespandeer. Aktiwiteit op algebra vandag se datum begin en eindig en daar's omtrent 'n minuut op daai aktiwiteit gespandeer. Daar is ook 'n leerlingjoernaal wat direk beskikbaar is vir hulle, waar hulle notas kan gemaak en is ook 'n kommunikasie voertuig tussen die onderwyser en die student. En dit is dan die 4, 5 en 6 ene.